Sy woord te lees en voort te kan gaan met dit waarmee ons besig is. Ons gaan saam lees uit die woord van die Here en wel, as ek net my papier hier voor my kan oopkry, Galasiërs hoofstuk 5. En ek gaan vir u voorlees vanaf die 16de versie. Dit handel oor die werke van die vlees en die vrug van die gees. Nou as u die plek het, sit net so, maak u oë toe, buig u hart en dan gee ons net hierdie geleentheid ook in gebed aan die Here af. Liewe Here, dankie omdat u ons tot hier toe gebring het. En dankie vir die voorreg om elke aand uit die woord te kon lees en daaroor te kon praat. En dat ons ook verneem het wat u wil en begeerte vir ons elkeen se lewe is. Here, ons is so bemoedig as ons weet, u woord sê, dat u woord, wat u uitstuur, sal nie ledig na u toe terugkeer nie. En dan mag dit nou so wees, dat ons nie altyd weet en hoor, wat die woord beteken vir mense. Weet ons dat die ewigheid eendag sal getuig, van dit wat u in hierdie afgelope dae, en ook môre in ons lewens, in kinders van u se lewens, bereik het. Ons vra dat u dit nou in ons hart sal stil maak, en as ons lees, Here, terwyl u ons harte ken, ons behoeftes, ons begeertes, dat u woord in ons hart sal verklaar, en dat ons kennelik sal bewus wees, dat het u is wat met ons praat. Amen. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydelle eer, wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Ek gaan tot daar lees uit die woord van die Here. Nou, liewe broer en suster vriende, ons wil by hierdie geleentheid met u praat, na aanleiding van dit wat ons hier gelees het, maar rondom die sentrale gedagte, die krisis, die proses en die krisis van heiligmaking. Nou ons het in die dienste wat verby is, en die kere wat ek die voorreg gehad het om die woord hier aan u te bedien, het ons baie oor die werking van die Gees en die begeerte van God vir ons lewens, het ons gepraat daaroor.
So baie van hierdie waarhede wat ons al genoem het, gaan ons ook weer vanaand na verwys, met die hoop en die begeerte dat dit ons sal motiveer om in die krag en in die vrug van die Gees te lewe. Ons praat vanaand oor die krisis en die proses van heiligmaking. U sal onthou, hopelik, toe ek nou die aand verwys het na wedergeboorte. Die Here Jesus het gesê vir Nikodemus, niemand sal die ewige lewe beerwe. Of in ons taal, niemand sal hemel toe kan gaan, sonder dat hy weer gebore is nie. So dis die standaard. Niks anders as dit nie. En ons het vir u gesê dat die mens wat in sonde ontvang en gebore word, doen die sondige dinge. Doen dit wat hulle natuur, hulle motiveer om te doen. En baie van hierdie mense wat nog in hierdie sondige, met die sondige natuur nog lewe, wat nog nie wederbaar is nie, jy kry goeie mense onder hulle. En die vyand gaan rond en hy wil die mens wys maak en sê, wees net 'n goeie kerkmens. Lees net jou Bybel, ken net jou Bybel, doen net die dinge in die Bybel. Dan sal jy eendag as die Here Jesus kom, of jy sou sterf, in die hemel kom. Nou dis natuurlik nie waar nie. Want die Here Jesus self, en ek herhaal wat ek nou gesê het self gesê vir Nikodemus, die mens kan net op een manier die ewige lewe beerwe, en dit is deur wedergeboorte. En wedergeboorte is om die goddelike natuur deelagtig te word. Dis waar hierdie sondige mens insien van ek kan myself nie red nie. Ek het nie die vermoë om dit te kan doen nie. Maar God het sy seun na die aarde gestuur en hy het aan die kruis gesterf vir my as mens en hy bied my, toe hy gesê dit is volbring, toe sê hy vir die mens per implikasie, die volle prys vir jou redding het ek betaal. En ek gaan nou om vir julle plek te berei. En so gaan die roepstem van die Here uit na die mens om wederbaar te word. En nou as jy wederbaar word, dan word jy die goddelike natuur deelagtig, maar ons is nog in hierdie lewe. En dan ondervind jy as kind van die Here dat hier is 'n stryd, 'n ewige stryd in jou binneste aan die gang. Want dit wat jy nie wil doen nie, dit doen jy. Dit wat jy moet doen, dit doen jy nie. Hoekom? Ek onthou in my eie lewe het ek met hierdie stryd gesit. Ek neem my voor, ek sê, Here, help my. Ek wil nie doen wat ek doen nie, want ek weet dit behaag u nie, en ek is eintlik ongelukkig. Help my. Soveel so, dat ek geadviseer is en na sekere groepe toe, of na sekere mense toe is, en hulle het daar vir my gesalf, en die duiwel het my gedryf, en ek kan nie sê, waardeur is ek alles nie, maar net later, om uit te vind, dit werk nie. Tot een aand, toe is ek daar in my kamer, in my jongste dogter het siek geword, en sy kom die kamer in, en ek sê vir Aisha, ek gaan in die sitkamer slaap, en dan kan sy hier by jou lê. En daai aand praat die Here met my, so duidelik en so helder as wat ek vanaand met u praat, en hy vra vir my die vraag, was nie genoeg vir jou sonde nie?
was een nie genoeg nie. En my gedagtes is onmiddellik by my kind in die kamer. En ek het daar by daardie bank gekniel. En ek het daar my hart voor die Here uitgestort en vir hom gesê, Here, die dinge wat in my lewe wat my verhinder om te leef, om U te behaag, ek bely dit, Here. Ek het gehoor van 'n wonderlike werk en begeerte wat U het vir my as U kind, en dit is om in die vervulling met die Heilige Gees te kan lewe. Here, ek begeer dit, ek wil dit hê. En die Here sê vir my, ek het 'n duur prys vir jou betaal. 'n duur prys. Maar die prys wat jy moet betaal om in hierdie krag van die Heilige Gees te kan lewe, is 'n duur prys. En ek vra die Here vir wysheid, en ek begin navraag doen, en ek doen Bybelstudie, en ek maak die wonderlike ontdekking. Die duur prys wat ek moet betaal, is ek self. Ek moet op 'n plek kom waar ek teenoor die Here bely. Ek moet op 'n plek kom waar ek my hart en my lewe oopstel en hom nooi om ten volle bestuur van my lewe te kom oorneem. Ek het later in die kerk het ek geleer, dit is wat hulle noem heiligmaking. Dit is wat hulle noem vervulling met die Gees. En ek wil vir u sê, dis 'n wonderlike werk wat die Here vir ons doen. En nou ek wil dit weer eens net vir u sê, terwille van die feit dat die duiwel rondloop soos 'n brullende leeu en ons wil ontmoedig om te volhard in dit wat ons leer van die Here. As jy jou hart en jou lewe oopstel voor die Here Jesus en hom vra om jou volkome te kom reinig en die plek, die troonplek in jou lewe in te neem, en jy's gewillig om die prys te betaal, jouself, dan sal hy dit doen. Maar nou is dit ook so, dat hy doen daai wonderlike werk van ons, en jy ervaar die blydskap, en jy ervaar die vrug, en jy ervaar die instaatstelling, maar ons is nog nie in die hemel nie. Die duiwel is nog nie dood nie. Hy is nog nie dood nie. En daarom is hy springlewendig om mense, in die eerste plek, as jy jou lewe vir die Here gee en jy word wederbaar, dan sê vir jou, maar alles is nog dieselfde. En as jy vervul word met die Heilige Gees, dan sê hy vir jou, ja, maar jy verbeel jou, daar bestaan nie eintlik so iets nie. Hy is die leuenaar, hy is die vader van die leuens, en hy sal die kind van die Here ontmoedig, om hierdie wonderlike voorreg te kan beleef, om die Here toe te laat, om volkome te reinig, en vol te maak met die Heilige Gees. Die Bybel praat van hierdie sonde, hierdie stryd wat ek beleef as kind nadat ek wederbaar is, ervaar ek stryd, en ek kan nie doen wat ek wil doen nie, en ek doen nie wat ek moet doen nie. Die Bybel noem dit, lees ons in Romeine 7 vers 24, liggaam van hierdie dood, want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens, maar ek sien 'n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? En dan antwoord vers 25, ek dank God deur Jesus Christus onse Here. Dit is die wonderlike belofte en die uitnodiging wat 'n kind van die Here het, wat nog nie vervulling
hartsreiniging en vervulling ervaar het nie. Kom en ek reinig jou van hierdie liggaam van die dood. Maar nou moet ons, om net hierdie hele, die waarheid in volle te kan verstaan, gaan kyk, maar hoe lyk 'n lewe? Wat is in die lewe van 'n kind van die Here, wat wederbaar is, maar wat nog nie verlos is van die inwonende sonde nie, of die liggaam van die dood nie? Hoe lyk so 'n kind? Wat manifesteer in sy lewe? En ek gaan net so 'n paar aspekte, uitwerkinge noem, van hierdie liggaam van die dood, wat nog in 'n mens, wat nog nie daarvan verlos is, manifesteer nie. Jy sien in die eerste plek 'n onbestendige geestelike lewe. 'n Onbestendige geestelike lewe. Een oomblik is jy daar in die hemel en jy prys die Here en dis net te wonderlik goed. Die volgende oomblik dan is jy daar onder. En dan vergeet jy alles wat die Here sê. So met ander woorde, jy het 'n staan en val lewe. 'n Staan en val lewe. Dis 'n kenmerk. Dis die uitwerking van 'n kind van die Here wat nog nie vervul is met die Heilige Gees nie, wat nog nie die verlossing van die liggaam van die dood ervaar het nie. En ek wil nou weer eens die aandag daarop fokus, dat die Here Jesus, hier antwoord hy sê, ek dank God deur Jesus Christus, hy wil dit vir 'n kind van hom doen. Hy wil hom reinig van hierdie liggaam van die dood. Want as hierdie liggaam van die dood wat stry teen die gees, en die gees teen die vlees, en daarom, Galasiërs 5, daarom kan julle nie doen wat julle wil doen nie. 'n Onbestendige geestelike lewe. Hoor wat skryf Dawid in Psalm 51 vers 12. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. 'n Vaste gees, 'n gees wat groei, 'n gees wat vorming werk in die kind van die Here se lewe. Dis vervulling. Nog 'n uitwerking is min of geen geestelike groei nie. Min of geen geestelike groei nie. Want so 'n kind van die Here met die stryd wat in sy binneste aan die gang is, word baie maklik moedeloos en volhard nie en stry nie teen dit wat God nie behaag nie. Min of geen geestelike groei. En dit maak nie saak wat hy sê en dit maak nie saak wat hy onder medekinders van die Here bid en hoe hy dit hanteer nie. So 'n kind van die Here sal in sy hart weet, maar ek groei nie, soos die Here wil hê ek moet groei nie. Nog 'n uitwerking van hierdie liggaam van die dood, of ook 'n terme wat daarvoor gegee word, die inwonende sonde. Nog 'n uitwerking daarvan is, die kind van die Here sit met heersende sonde in sy lewe. Daar's dinge in jou lewe, in so 'n kind van die Here se lewe, wat heers. Hy roep om verlossing, maar dit hou vas. Hou vas. En al hoe hierdie kind van die Here hierdie heersende sonde kan oorwin, is om te bely en te sê, Here, reinig my, want hierdie ander gedeelte, die inwonende gedeelte, die liggaam van hierdie dood, dis hy wat motiveer. Dis hy wat motiveer dat die kind van die Here nie 'n dader word en nie kan loskom van sonde nie. Daarom ervaar hulle kom nie vry van heersende sonde nie. 'n Uitwerking nog een is neerlaat in versoekings.
Die Here laat toe dat versoeking oor die kind van die Here se pad kom met die doel om hom te leer, om hom te vertrou, staande te bly en vrugbaar te lewe. Maar as die liggaam van die dood nog in my lewe en die kind van die Here se lewe aanwesig is, dan lê hy neerlaag in versoeking. Dis hoekom jy dit kan kry, dat vele kinders bely, Here help my, ek het alweer geval. Here vergewe my, ek het alweer geval. Hy lê neerlaag in versoekings. Nog 'n uitwerking van die inwonende sonde is weinige opoffering vir die saak van die Here. Weinige opoffering. Sal eerder oorgee en tyd maak en plek maak vir ander dinge as om werklik op te offer, moeite te doen om die saak van die Here of te gaan getuig daarvan of om daarin getrou te wees. Kry maklik verskonings oor waarom nie. Waarom nie? Dis 'n manifestasie, dis 'n uitwerking van die inwonende sonde. Weinige opoffering. Nog 'n uitwerking, en dis die laaste wat ek nou hier gaan hanteer, dan sal ek nou verder gaan, maar nog 'n uitwerking van die inwonende sonde is 'n verlange terug na die wêreld toe. Dis hoekom jy kinders van die Here kry, wat baie keer lyk en ruik en optree soos die wêreld. Hulle getuig, hulle is kinders van die Here. Maar nee, die verlange terug na die wêreld toe, die verlange terug na hierdie verkeerde dinge in hulle lewe, is so aanwesig dat dit ontmoedig hulle om die voorafgaande 'n bestendige of 'n geestelike groeiende, 'n oorwinning oor sonde, om opofferings vir die saak van die Here te kan doen, want die verlange na die wêreld is groter, en daarom kry jy dit en ervaar ons dat vele kinders van die Here nie hierdie wonderlike ondervinding smaak en ervaar van heiligmaking nie. Ek wil weer vir u sê, hierdie is nie 'n goedkoop, soos wat die Here Jesus se sterwe aan die kruis nie goedkoop was nie, is die lewe van heiligmaking ook nie goedkoop nie, want jy gaan 'n prys betaal. Jy sal 'n prys moet betaal, en dis jou wil, is ek. En dis nie altyd so maklik nie. Daarom, dis moontlik, dis moontlik, deur die genade van die Here, want hy wil, dis sy begeerte vir ons, dis sy begeerte vir ons, dat ons geestelik oorwinnend en heilig moet lewe. So hy sal nie van ons iets vra, as hy nie gewillig is om ons te help nie. Dis die vlees en die God van hierdie wêreld, klein lettertjie, van hierdie wêreld, wat dit vir die kind van die Here ontmoedig en moeilik maak. En wat maak dat hulle nie kans sien om die prys te betaal nie. Daarom is dit nodig dat ons by geleenthede soos hierdie, Pinkstertyd en Pinkstergeleenthede soos hierdie, ons lewens voor die Here in oënskou sal neem en hom sal vra, Here, wat sê u? Wat dink u? Wat is u waarde? Wat is u begeerte? Is u tevrede met my? Wys my, Here, en leer my. Maar nou, hoe word ons hiervan gereinig? Hoe word ons gereinig? Ons het ons nou gelees hierso. Wie sal my verlos? En dan antwoord die Paulus, en dan skryf hy, ek sê, ek dank God. Dis hy, dis God,
Dis Christus Jesus. Hy het aan die kruis gesterf vir ons volle versoening, ons volle geestelike lewe, ook vervulling. Nou hoe word ek? Hoe kan ek? As ek nou weet in my lewe, maar Here, daar's dinge in my lewe wat ek toelaat en wat daar is, wat my nie gelukkig maak nie, wat ek weet U nie behaag nie, hoe kan ek vervul word met die Heilige Gees? Die eerste, reiniging vind plaas deur die dood van God, soos die kind van die Here gewillig is om daarmee te breek. As ek op daai plek kom voor die Here en ek is gewillig om die prys te betaal, ek is gewillig, ek bereken die koste en sê, Here, ek sien nie kans meer om so voort te sukkel en te lewe nie. Kom reinig my. Dan sê die woord van die Here, as ons sonde bely, 1 Johannes 1 vers 9, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Nie net altyd daadsonde nie, maar ook dit wat in my binneste aan die gang is, wat ek nog nie aan hom oorgegee het nie. Soos wat die kind van die Here gewillig is om te breek met sonde, so haal die Here dit uit, so verlos die Here jou, en soos hy dit uithaal en jou verlos, maak hy jou vol met die Gees. Reiniging vind plaas deur die dood van God, die bloed van die Here Jesus, en ek moet op daai plek kom waar ek bely, Here, ek kan nie, en ek is gewillig dat U my help. Soos die bloed reinig, die bloed van die Here Jesus my dieper reinig, so word die kind van die Here dieper heiliger. Nou weer eens, dis nie 'n werk. Wedergeboorte is 'n werk wat afgehandel is. Ek word 'n kind van die Here, hy gee my die reg en die gesag om na myself te verwys as 'n kind van die Here, maar heiligmaking gaan voort, tot op die dag, as hy my kom haal, soos ek gewillig is. Efesiërs 5 vers 18 sê hierdie woorde, nou ons het 'n paar keer daarna verwys in die aande wat verby is. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid. Maar word met die Gees vervul. Soos ek buig voor hom, en ek sê, Here, hier's dinge in my lewe wat U nie behaag nie. Here, moontlik is dit nog hierdie liggaam van die dood. Moontlik is dit nog hierdie stryd wat in my binneste aan die gang is, dat ek nog net nooit op 'n plek gekom het, waar ek gekies het om volkome my lewe aan U oor te gee. En soos ek gewillig is om dit te doen, so sal hy my met die Gees volmaak. En dis 'n werk wat sal voortgaan totdat hy ons kom haal of totdat ek sterwe. Want my liggaam is as gevolg van my ou lewe deurweek. En ons bevind ons in 'n tyd met verkeerde dinge. Here, reinig my en maak my dieper skoon. Na elke diepe reiniging vind daar 'n vervulling in die lewe van 'n kind van die Here plaas. 1 Korintiërs 4 vers 4. En dis die toestand. My liewe kind van die Here, hoor nou mooi, hierdie wat ek nou vir u gaan lees, is die standaard waarin 'n kind van die Here moet lewe, elke dag. Want ek is my van geen ding bewus nie. Geen ding. Ons sal nooit in hierdie lewe op 'n plek kan kom waar ons sondeloos volmaak is nie, maar hierdie proses van reiniging
is die Here mee besig. En as die Here in my lewe vir my iets wys, dan bely ek dit en dan laat staan ek dit. Om op die plek te kom, ek is my van geen ding bewus nie. Daardeur is ek egter nie geregverdig nie, maar hy wat my oordeel, is die Here. Nou ek wil dit graag so verduidelik. U ken mos nou almal trappies. U ken trappies, né? Die Here gee my kennis. Onthou ons het mos in die aande wat verby is gehoor van die kennis wat God gee. Hy gee my kennis. Hy leer my, maar daar's iets in jou lewe wat my nie behaag nie. Hy gee my die kennis. Dan's dit my verantwoordelikheid om hierdie kennis om te sit in ervaring. In ervaring. En as ek dit gedoen het, dan gaan hy voort en dan gee hy my kennis. En as ek hierdie kennis omsit in ervaring, so groei ek in my geestelike lewe al hoe nader, al hoe dieper met hom. Want hy is gewillig om my te reinig soos hy wil. En ek wil weer eens sê, die standaard waarin ons moet lewe, ek is my van geen ding bewus nie. En ek wil weer sê, ons is nie volmaak nie. Maar dit wat die Here my nou van sê, is dinge wat ek nou moet hanteer. Môre sal hy my ander dinge leer. So ek het nie nodig as kind van die Here om nou te gaan krap en te sê, waar sonde, wat is sonde, ek soek sonde in my lewe nie. Hy sal jou leer. Hy sal jou wys. My begeerte moet net wees, Here, reinig my, dat ek op die plek in my lewe is, waar ek my van geen ding bewus is nie. En soos hy met my vorder, in die pad van heiligmaking, in die hele proses, gee my kennis en ondervinding. Gee my kennis en ondervinding. So sal ek beleef, ek word al hoe dieper gereinig, en al hoe dieper gevul met die Heilige Gees. As ek die Here op die troonplek in my lewe gee, het ek nie nodig om te wonder, wat is sonde en wat is nie sonde nie. As ek hom die troonplek in my lewe gee en hy vul my met sy Gees, sal hy my leer. Hy sal my leer. Hy sal nooit so fout maak om my toe te laat om dinge te doen wat hom nie behaag. Ja, tensy my hart hard is en ek myself bluf onder die leunpropaganda van die duiwel. En daarom het ek nie nodig om te lewe met hierdie hele bekommernis van Here, wanneer doen ek nou sonde? Hy sal jou leer. Kennis, ervaring. Kennis, ervaring. Kind van die Here. So moet ons lewe. Die kind van die Here word bewus van onreinheid, wat ek nou mooi probeer verduidelik het. Word bewus van onreinheid soos die Heilige Gees oortuig. Hoor wat sê 1 Johannes 1 vers 7. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig my of reinig ons van alle sonde. 'n Kind van die Here wat sy lewe oopstel vir vervulling, hartsreiniging en vervulling, sal nie sonde vertroetel. Sal nie. Nou kan dit gebeur, en dit gebeur ook, dat die Here baie keer toelaat dat ons as kinders van die Here in verdrukking kom, in beproewing kom, moeilike omstandighede kom. Hy laat dit toe. En in plaas van dat ons moet buig voor die Here en sê, Here, wat is dit wat u my wil leer? Wat is die werk wat u dieper in my lewe wil doen? Skop ons teen die prikkels en kom ons in opstand. Here, hoekom? Here, ek verstaan nie. Kyk hoe gaan die ander aan. Kyk hoe lyk die wêreld. Kyk hoe gelukkig is hulle. Daarom moet dit my gesindheid wees. Wat die Here ook al toelaat, wat wil u my leer? Wat wil u my leer? Hoor wat sê Hebreërs 12, vers 10 tot 11. Want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig,
maar hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Nou lyk elke tugtiging of dit 'n oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. As die Here iets oor my pad toelaat, dan moet ek weet, en dan moet my gesindheid wees. Wat wil u my leer? En die wonderlikste van dit alles is, die woorde van die Here, 1 Korintiërs 10 vers 13. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike. God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Ons kan verdra. Ja, ek is ook 'n mens, was ook al daar. Here, ek kan nou nie meer nie. Dit voel net vir my, dit word nou te swaar. Maar dan moet ek net gaan dink, wag bietjie. En dis nie altyd so. Hoeveel keer het ek nou vanaand vir u gesê dis maklik? Hierdie is 'n pad van duur prys wat ek met myself, want as dit kom by myself, is dit nie so maklik nie. Soorte sondes. Ek gaan net so 'n paar noem hierso, 'n paar voorbeelde. Soorte sondes waarvan gereinig, waarvan kinders van die Here gereinig moet word. My lewe stem nie ooreen met die standaard van die woord nie. Dis dinge in die lewe van 'n kind van die Here wat hy moet bely. Dit wat jy is en nie mag wees nie. Dis 'n sonde in die lewe van 'n kind van die Here. Dit wat jy is en nie mag wees nie. En wat doen ons nou? Ons skuil agter, dis 'n swak temperament. Dis 'n temperamentstorie. Here, dit en ons het verskonings vir alles. Maar die woord sê jy mag nie wees wat hom nie behaag nie. Dit wat jy doen en nie mag doen nie. 'n voorbeeld, jy mag nie kwaad praat nie. As jy kwaad praat, is sonde. Jy mag nie lieg nie. As jy lieg, is sonde. Dit wat jy doen en jy nie mag doen nie, is 'n bewys. Tog 'n bewys van jy het reiniging nodig. Dit wat moet wees, dit wat ek moet wees en nie is nie. Die Bybel sê ek moet in liefde en in nederigheid en in sagmoedigheid leef. As ek nie so leef nie, is dit sonde. Sonde. Dit wat ek moet doen en nie doen nie. Die Bybel sê ons moet bid. Bid ek nie? Sonde. Die Bybel sê ek moet getuig. Getuig ek nie? Sonde. Die Bybel sê ek moet my 10de gee. Gee ek nie? Sonde. Die Bybel sê ek mag nie die onderlinge byeenkomste versuim nie. Doen ek dit? Sonde. Dis al hierdie dinge waarvan 'n kind van die Here verlos moet word om te kan leef en te kan ervaar die wonderlike lewe van reiniging en oorwinning. En nou wil ek vir u sê, ek sluit af. Ek roep vanmôre vir Isaac, sê, wat kom, ek het verskriklik stryd met die woord. Ek het verskrik, ek kry swaar. Sy sê, waaroor praat jy vanaand? Ek sê oor hartsreiniging. Sy sê, daar's jou antwoord. Die duiwel wil nie hê ons moet hierdie boodskap verstaan nie. Hy wil nie hê ons moet hierdie boodskap aanneem nie. Hy wil nie hê ons moet so lewe nie. Want weet jy wat? Dan is ons 'n krag in die hand van die Here en hou ons 'n uiterste groot gevaar vir sy koninkryk in.
Daarom, vat nou hierdie woord na u binnekamer toe. En dan vra u vir die Here, Here, wys my lewe, soos u my lewe sien. Wys my, Here, wat in my lewe behaag u nie. Help my, dat ek daarmee kan breek. Die Here help vir u. Amen. Kom ons maak ons oë toe, ons buig ons hart en dan sluit ek vir ons af. Ons dierbare Here, baie dankie vir u woord. Vir die wonderlike uitnodiging en sekerheid in u woord. Dat u ons as u kinders wil reinig. Ons wil volmaak met die Heilige Gees, sodat ons vir u getuies kan wees, sodat ons kan lewe tot eer van u naam. Maar ons het ook gehoor, Here, dis 'n duur prys wat ek moet betaal. Help vir ons, elke een dan, wat dit nog nie gedoen het nie, om die koste te bereken, of ek gewillig is om hierdie prys te betaal. Wees die naprediker van u woord, Here, en gaan asseblief voort met u werking, met die oortuiging van die Heilige Gees in elkeen se hart wat na die woord geluister het. Amen. Goed, ons gaan staande staan, ons gaan sing staande die lied soos dit op die bord verskyn. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.